Baie welkom by die erediens van die NG Kerk van Karasburg. Dit is vir Sondag 28 September 2025 en die titel is Waaksaam. Dit is die 20ste gelykenis waarna ons gaan kyk. Dankie dat jy by ons aansluit, maar voordat ons by ons teksgedeelte kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie reeks tot dusver en alles wat ons kon leer oor die koninkryk van God. En waar ons nou by die laaste ene kom stil staan, Here, wil ons vra dat U ook deur hierdie gelykenis vir ons duidelike leiding sal gee, soos met die vorige is. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons teksgedeelte is Markus 13 vers 32 tot en met 37. Kom ons lees dit saam. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader. Pas op en wees waaksaam, want julle weet nie wanneer die vasgestelde tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is en sy huis agterlaat en die beheer oordra aan sy slawe, elkeen met sy eie taak, en die deurwag beveel om waaksaam te bly. Bly daarom waaksaam, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, teen die aand, om middernag, teen die hanekraai, of vroegoggend nie. Moenie dat hy, wanneer hy onverwags kom, julle aan die slaap kry nie. Wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Ons lees tot sover. Nou, ons gaan vandag voort met ons reeks, waar ons kyk na gelykenisse. Daar behoort nog 2 boodskappe na hierdie ene te wees, maar hierdie is die laaste gelykenis waarna ons spesifiek dan kyk. En dan net weer voordat ons begin, dat ons moet verstaan dat elke gelykenis gee op sy eie nie die volle beeld van die koninkryk van God nie. As jy die ander aspekte van die koninkryk van God gaan probeer interpreteer in 'n gelykenis wat nie daaroor praat nie, dan gaan jy jouself vasloop. En met elke gelykenis probeer eerder 'n belangrike aspek of beginsel van die koninkryk van God uitwys. Wat Jesus gebruik het, juis om mense se verkeerde siening oor die koninkryk of verkeerde verstaan van die geloof, of na aanleiding van 'n vraag wat aan hom gevra is, om dit uit te lig. In die laaste paar gelykenisse waarna ons gekyk het in Matteus 24 het almal gehandel oor die eindtyd en oor Jesus se wederkoms. En vandag se gelykenis handel oor dieselfde tema en dan spesifiek die fokus wat ons titel is, naamlik waaksaam. En hierdie vermaanings om waaksaam te wees kom gereeld in verskillende tekste en dan ook juis die evangelies na vore. En altyd word dit gebruik as 'n ernstige woord van waarskuwing, want dit gaan oor lewe en dood, en dan meer spesifiek die ewige lewe en die ewige dood. En nadat Jesus aan hulle verduidelik het oor die ontwrigtings wat in die natuur gaan kom, oor die rampe op elke gebied, die verdrukking van die gelowiges, en basies al die skrikwekkende dinge wat in die laaste dae gaan gebeur, bied Jesus egter 'n troos aan, dat dit alles net 'n aanloop is vir die dag van oorwinning van Christus, wanneer hy weer op die wolke gaan verskyn, en sy vyande aan hom gaan onderwerp, die dag van ons triomf en finale verlossing. Die natuurlike vraag wat daarop sou volg, sou natuurlik wees, nou maar, wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer is Jesus se wederkoms? En soos ons ook in die vorige gelykenis ook genoem het, word dit ook weer hier deur Jesus baie duidelik gestel in vers 32, dat niemand weet nie. Nie eens die engele of selfs Jesus weet nie, net die Vader alleen weet. So die feit dat die wederkoms gaan plaasvind, dit staan vas. Maar die wanneer daarvan is vir ons onbekend. En daarom gee Jesus dan die dringende oproep in vers 33, pas op en wees waaksaam, want julle weet nie wanneer die vasgestelde tyd daar is nie. En dan 'n verdere vraag wat dan na vore kom is, maar hoe dan nou gemaak totdat daardie dag dan onverwags kom? En dit is dan op hierdie vraag dat Jesus dan voortgaan met die gelykenis wat ons gelees het, want eintlik nogal 'n baie kort gelykenis is. Maar ten spyte van die feit dat die gelykenis nogal kort is, kom die bevel om waaksaam te wees of te bly 3 keer voor in die gedeelte. Verse 33, 35 en 37. En deur dit so baie te herhaal, beklemtoon Jesus dus dat die dag en die uur
of dan die wag daarvoor is nie so belangrik nie, wat beklemtoon word eerder is die hoe ons wag vir daardie tyd. En dit is belangrik. En die hoe word vir ons opgesom in 'n kort sinsnede. Pas op en wees waaksaam. Nou kom ons definieer hierdie waaksaamheid nog so 'n bietjie verder. In die gelykenis wat Jesus vertel, sien ons dat wanneer die eienaar weggaan, laat hy die bestuur van sy huishouding oor in die hande van sy slawe. Vers 34 sê dit duidelik. Dit is soos 'n man wat op reis is en sy huis agterlaat en die beheer oordra aan sy slawe, elkeen met sy eie taak, en die deurwag beveel om waaksaam te bly. Jy sien, in die koninkryk van God het Jesus teruggekeer hemel toe vereers, maar die bestuur van die kerk hier op die aarde aan ons oorgelaat. En let ook op die woorde, elkeen met sy eie taak. So elke persoon in die koninkryk van God het sy eie taak om te verrig. Nou, kom ons maak dit so 'n bietjie meer prakties. Meeste van ons lidmate is boere, so dit sal dalk meer sin maak. Kom ons sê jy gaan vir 'n slag vir 'n 2 weke vakansie weg. Om en by 2 weke. Jy is nie heeltemal seker wanneer jy terugkom nie, want boere kan mos nie te lank wegbly nie, maar kom ons sê vir 'n onbepaalde tyd. En jy laat jou plaaswerkers die bestuur van die plaas in hulle hande basies oor. Een is verantwoordelik vir die skoonmaak van die werf. Die ander een is verantwoordelik vir die kos gee van al die diere, jy weet die vee en die honde en katte of wat ook al. Die ander ene moet sorg dat die diere in die veld ingaan en weer terugkom in die kraal elke dag. En die ander ene se verantwoordelikheid is weer die tuin van die plaashuis. En die ander een se opdrag is om byvoorbeeld na die voertuie om te sien ensovoorts. Nou, gestel een van hulle, of dalk 2, of dalk selfs almal van hulle, doen nie die take wat aan hulle opgedra is nie. Kan julle julleself indink wat se chaos by daardie plek sou wees teen die tyd wanneer die eienaar, die boer sou terugkeer? Besef julle wat se impak dit het op die boerdery? En tog is dit wat ons as gemeentes doen. Elke lidmaat het 'n taak wat deur Jesus aan hulle opgedra is. Ons praat baie keer van die amp van die lidmaat. Gawes wat aan elke een gegee is om uit te leef in 'n gemeente. Maar baie doen dit nie. Hierdie taak wat hulle moet doen nie. En dan kyk 'n mens maar net rondom jou en dan verstaan jy so bietjie meer van die chaos wat ons vind in die kerk. En partykeer sal ons selfs as sprus eerder iets anders te mos doen, omdat ons nie eintlik lus het vir dit wat ons veronderstel is om te doen nie. En daardeur paai ons onsself so bietjie, om net 'n bietjie beter te kan voel, maar ek het daarom iets gedoen vir U, Here. Want toe die man in die gelykenis op reis gegaan het, is daar aan elkeen 'n besonderse opdrag gegee, wetende dat indien die werk volgens die vaste plan verdeel is, en elkeen getrou sy plig doen, dat alles normaal en voorspoedig sal verloop. En dan wonder ons nog hoekom dinge so skeefloop vir ons gemeentes. Dis dalk omdat almal nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie. Die kerk van Jesus word daarom in die Nuwe Testament ook vergelyk met die liggaam van Christus, waar elke deel van die liggaam sy sekere funksies vervul. Veronderstel jou niere of jou lewer of jou maag of jou hart hou skielik op om hulle werk te doen. Dan is jy in die moeilikheid. En gemeentes is in die moeilikheid. Ons het die vorige week by die ringsitting gehoor, ons het dit vroeër die jaar by die synode sitting gehoor. Gemeentes is in die moeilikheid. Nou as ons gaan kyk na die verloop van hierdie huishouding in die gelykenis, en veral ook na die opdrag juis aan die deurwag, dan is dit duidelik dat daar 2 gedagtes is wat voorop staan. Een, dat die eienaar weer gaan terugkeer, en dat dit onverwags gaan wees, en dan daarom die woorde, pas op, en wees waaksaam. En hieroor is die Bybel baie duidelik, dat Jesus gaan weer terugkeer. Die vraag is natuurlik in watter toestand gaan hy sy kerk kom vind, wanneer hy terugkeer. Maar die dag wanneer dit gebeur, dan gaan dit 'n dag van volleinding en oordeel wees. Nou die verwagting van daardie dag
moet noodwendige invloed hê op ons gedrag en ons manier van leef as ons daarna uitsien. Ons weet dit kom. Ons weet die oordeel gaan daar wees. Ons weet dit gaan ook die einde van ons taak hier op aarde wees. Dit kan dus nie anders as om 'n impak te hê op hoe ons in die hier en die nou leef nie. Ons moet getrou bly aan die lewenstaak wat Christus aan elkeen van ons gegee het. Nie omdat ons die loon verwag nie, maar omdat ons uitsien na die vreugde om deel te kan wees van sy kerk. Maar ons moet dit ook waaksaam doen. Op so 'n manier dat ons hom elke dag terug kan verwag, want ons weet dat daardie oomblik gaan onverwags na ons toe terugkom. En hierin lê daar 'n soort van 'n geheim, 'n verbintenis tussen dit wat ons verwag en hoe ons wag. Want daar waar die toekomsverwagting van Jesus se tweede koms vervlou, kan ek jou maar waarborg, daar vervlou ons ywer in die diens van die Here ook. En hoe lank sal dit nog duur? Niemand weet nie. Maar daarom is dit so belangrik om waaksaam te bly. En alle gelowiges word daartoe opgeroep om elke dag te leef asof dit die dag is wat Jesus dalk gaan terugkom. Moet dus nie slap raak of wegraak in die geloof nie. En dan hoor ons ook die dringendheid, soos wat die afgelope tyd se voorspellings van die eindtyd vir ons uitgewys het. Wees reg vir die Here se koms. Al sê iemand dit gaan gebeur of nie, al is hulle reg of nie. Dit maak nie saak nie. Die punt is ons moet reg wees. Elke dag vir die Here se terugkoms. Amen. Baie dankie Here dat ons ook deur hierdie gelykenis net weer herinner word van die dringendheid om te wag, maar juist te pas op en waaksaam te wees vir u tweede koms. Here, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie, maar dit beteken nie dat ons dit nie moet verwag nie. Ons moet dit juis verwag en ook elke dag verwag, want dit kan enige dag gebeur. Daarom wil U ons help om ook getrou te bly daarin en hierdie pad so saam met U te stap. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.